Ek gesels vanoggend met u na aanleiding van gisteroggend se gedagte rondom die vraag oor die kerk en die digitale wêreld. Kom ons kyk 'n bietjie wat leer die woord van die Here. In 2 Johannes 1 vers 12 lees ons hierdie woorde. Ek het nog baie meer om vir julle te sê, maar ek wil dit nie met ink en papier doen nie, want ek hoop om julle binnekort te besoek en met julle van aangesig tot aangesig te praat. Dan sal ons vreugde volledig wees. Die vroeë kerk het saam die Bybel bestudeer, gedeelde maaltye saamgehou, saam gebid, saam gegroepeer, God saam aanbid, saam ander gedien. Al die gelowiges was saam. Jy kan ook daarvan lees in Handelinge 2 vers 44. Dan lees ons ook hier in Hebreërs 10 vers 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En, belangrik vers 25, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. En dan kan jy gerus ook in vers 26 en 27 lees, waar hy praat daarvan wat gebeur as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Die doel van hierdie 2 oggendoordenkings gister en vandag was dan om opnuut vir gelowige mense die boodskap deur te bring, miskien nie so gewild as in die verlede nie, dat die samekoms van die gemeente, die deel wees van 'n gemeente, nog steeds God se manier is. Die woord leer ook dat die Here het sy gemeente liefgehad en sy lewe daarvoor afgegee, en dat daar vir ons elkeen 'n roeping, 'n taak en 'n doel is om in die gemeente saam te wees, om mekaar te dien en te ondersteun en om ons deel te bring sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. My oproep in hierdie digitale wêreld waarin ons lewe is dan: moenie so vasgevang word in die digitale wêreld dat jou hart gerus word en jy dink ek kan die Bybelse opdragte maar net een kant toe skuif en daarvan vergeet nie. Die koms van kunsmatige intelligensie wat baie nuut is vir almal van ons, is 'n groot gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld wat nie een van ons nog van tevore beleef het nie. En ek dink ons as gewone mense het nog nie werklik die volle impak hiervan besef of kan verstaan nie. Behalwe dat as herder van 'n gemeente ek ons mense wil aanmoedig om uiters versigtig te wees in hierdie digitale wêreld. Te veel van ons mense kom terug na ons toe en sê, ek het dit gedoen, ek het hierdie gedoen, ek het op hierdie link geklik in WhatsApp of 'n boodskap gekry van iemand wat regtig geklink en gelyk het asof dit die persoon is en dit was nooit nie, en ek het op daardie manier mense toegang tot my rekening gegee en al my geld verloor. Ja, die woord van die Here sê, waak en bid. En my gedagte aan mense wat in hierdie tyd wonder en bekommerd is oor hierdie digitale wêreld is, vra raad. Kom vra raad sodat ons u kan bystaan en kan ondersteun om te sê, wees uitkyk hiervoor of daarvoor. So vanoggend is maar net 'n praktiese wenk aan elkeen. Te veel mense val in die struik van hierdie kunsmatige intelligensie. Baie keer stuur mense vir my boodskappe oor 'n wêreldleier wat kwansy's besig om te praat, en dit lyk asof dit hy is, maar dit is nie hy nie. Dis alles net nageboots en nagemaak. Daarom moet ons vol wees van die Heilige Gees.
om in die tyd waarin ons leef te onderskei wat is eg en oneg. Onthou wat Paulus vir Timoteus gesê het, maar jy bly by wat jy geleer is van kindsbeen af en waarin jy onderrig is en in die woord van die Here onderleg is. Mag die Here ons genade gee om in hierdie tyd waarin ons leef, versigtig die balans van alles te weeg en seker te maak dat ons bly by die waarheid van God se woord in ons lewe. 'n Geseënde dag vir elkeen verder.